Goeiemôre. Ek is nou al so 38 jaar betrokke in die weermag. 2 verskillende lande. 25 jaar fulltime en dan die laaste klomp part-time. En ek was oor my hele loopbaan van die klomp jare nou al meer as 20 of tussen 20 en 25 eenhede waar ek gedien het. Meeste in Suid-Afrika, nie hier in Amerika net so 6 of so 7. Maar nou dink ek aan elke dag, ek dink vanoggend aan al die lekker tye. En meeste van my tye was altyd lekker tye. Ek het regtig my lewe in die weermag geniet in my loopbaan. Maar ek dink spesifiek aan Pietersburg. Ek was in 1991 op lugmagbasis Pietersburg gewees. Ek was 'n sergeant. En ek was ook daai jaar die offisierskroeg se kroegman. So baie interessante stories wat daar uitgekom het, veral met al die besoekende vlieëniers wat gekom het vir kursusse by 85 en 89 combat flying schools. 85 was vir die Impalas en 89 was vir die Cheetahs. Hulle was skole gewees, so daar klomp besoekende pilots altyd gekom. So met ander woorde, in die aande by die kroeg was altyd vol pilots gewees, fighter pilots, en want hulle is daar hulle bly in die menasie, hulle is mos op 'n kursus vir 3 of 4 maande. Kan nie huis toe gaan nie. So daar is altyd gesprekke daar, interessante vir. Maar die een dag, hierdie spesifieke lekkerste dag van my lewe op Pietersburg was, die oggend hier so by 9:00, hier bel kaptein Charles Maree my. Hy is die kroegoffisier. So hy bel my want ons moet 'n reëlings maak van, ek dink hy naweek of something, gaan daar 'n spesiale funksie by die kroeg wees wat hy moet reël en ek moet voorberei en alles daarvoor. En terwyl ons nog so praat oor die planne, toe sê hy is nou nie res van die dag daar nie, hy moet gaan vlieg en so aan. Hy was 'n instrukteur by 85 Combat Flying School by die Impalas. Hy sê, maar as hy terugkom en ons verder gesels. Hy sê, maar anyway, wil nie sommer saam met my kom vlieg en chat as ons in die lug is. Ek sê, what? Natuurlijk, ek is nou daar. So ek is daar, kry reg uit my kantoor. Ek is by die hoofhek by Pietersburg se hoofhek. Dit is my kantoor gewees. Ek maak my pad oor daar na 85 Combat Flying School. By die Impalas, kom daar, hy gee vir my 'n flight suit. Hy sê vir my, jy het nie 'n G-suit nodig nie, ons gaan dit nie nodig hê. Hy trek die flight suit aan. Ek sê, maar hy weet, hy is die bevel, hy is die kaptein. Ek stap af, hy sê, stap slonk af daar na die Impala toe, hy gee my die Impala se stertnommer, want hy moet nog papiere doen. Ek stap af daar, kom daar so die Grand Cruise, my maatjies, sergeant en korporale wat op die basis was. Hulle help my strap in op die agterseat, daar sit ek, jy sien, nou sit ek en wag, en ek wag. Nou begin ek sweet, man, wat is in die cockpit, dit is warm, daar op Pietersburg. En ek sal vas 'n strap, jy kan nêrens gaan nie, en jy weet, hier kom hy aangestap. Hy klim op die leer, hy brief ons, en hy wys my die ejection seats, lever en al die, vertel vir my, onthou as ek sê eject, moenie eers vra nie, want ek gaan nie wees om te antwoord nie. Jy trek jy die lever. Ek sê, okay, cool. Hy klim in, maak die canopy toe, start die engines, dis maar nou sweet ek, want dis die ding op die grond, dit is so hot, man, want dit is ons nou 'n glasbal, binne in die sonskyn daarin. Ons taxi hier uit, en toe ons daar met die aanloopbaan afjaag, en ons kry hoogte, en hier kom die air deur, eers hier, dus toe koel ook lekker af. So maak het gesweet, omdat ek al die sweet in my oor uitvee. Nou vlieg ons bombaan toe, Pietersburg bombaan toe. Die hoofrol van sy mission vir die dag was, hy moet lugfoto's kom neem op Pietersburg. Daar het net 'n week voorheen 'n Impala aan die grond vasgevlieg op Pietersburg, wat geoefen het vir 'n airshow. En hy moet hulle foto's daarvan neem. Maar so, hy het 'n 90 minute vlug geboek. So ons gaan eers uit die bombaan toe, ons gaan eers, hy wil my eers bietjie deur die paar goed wys. So hy wys my 'n loop en so aan. Maar nou ek het nou nie 'n G-suit aan nie. Nou, jy kan die G-meter lees op die dash. En as ons der loop kom, as jy onder uit die loop kom, is waar jy die meeste G's trek. Ek kan lees, ek kan sien 4, 4,5, ek kan tot by 5 sien, dan raak het so donker van die kante af, tot het net so een ligkool voor my is, en dan bak het toe, dan kan ek nie sien nie. Maar ek weet wat aangaan, maar ek kan net niks sien nie. En dan is ons weer uit level, en dan maak het weer oop, en kan ek weer mooi sien. Dit is maar soos die bloed uit jou kop uitsak. Nou, hy het nie 'n probleem, hy het 'n G-suit aan. Nou vlieg ons. Nou sê ek, nou moet ek die loop maak. Okay, ek trek hom terug, ek maak 'n mooi loop. As ek hier onder die loop kom, maak het so toe, ek kan niks sien nie. Maar ek voel, okay, nou is ons onder, en dan release ek die stok so bietjie, dat ons uitlevel.
En dan kan ek weer sien, sê, hey, dit was 'n mooi loop, maar jy weet ek het die laaste stuk nie gesien nie. En maak barrel rolls en whatever. En ons is nog in die lug. Hier kom op die radio van die controllers, daar's nog 'n Impala in die lug. Hulle wil gou so 'n paar minute dogfight doen. Okay. Nou is ons die voordeel, ons is 2 ouens in die vliegtuig, die ander is alleen. So ek kan omkyk en dan kyk waar die ou is terwyl hy die vliegtuig ry. Nou die klein, daar's sulke klein speeltjies hier op die canopy. Nou tel ek hulle so. Eers het ek in my gesig gesit dat ek kan sien elke keer as ek hierdie loop uitkom, jou gesig raak so lank, jong, as jy deur die G's trek. Maar nou het ek die speeltjies, nou het ek lekker opsoek, maar ek kan net, jy so vasgestrap, net jou kop kan beweeg. Jy kan nie jou lyf beweeg nie. So ek draai hier om, kyk, jy sien, hier kom jy ou van vooraf. Ons ry mekaar verby van vooraf en dan begin die fight. Nou draai ons, nou bank ons in. Nou vra hy vir my, kyk Wouter, waar is hy? Ek kyk om, ek sê, ek kan hom nie sien nie. Hy sê, kyk mooi, maar ek sê, ek kan hom nie sien nie, want ek is black, dis black vir my, ek is geblackout weer. Want ons is weer meer as 5 G's. Ek sê vir hom, ek kan nie sien nie. Dan level ons uit, dan kan ek weer sien. So ons het omtrent so 8-10 minute lang dogfight in die ou gehad. Eventually het ons agter hom gekom en hy kon ons en het hom afgeskiet met guns nou met die kameras. Maar uit daai 8 of 10 minute het ek miskien net 1 minuut gesien. Die res was heeltyd te veel G's dat ek was heeltyd blackout. Daarom nie op so 'n punt wat ek uitgepas het nie. Net dat ek kon nie sien nie en dan kan ek weer sien. Dan kon ek nie sien en kan ek weer sien. So dit was nog regtig fun. Toe ry ons Pietersburg so golfbaan toe, Pietersburg se private golfbaan en die syde van Pietersburg. Toe gaan neem 'n paar foto's daar af want hy like van golf speel, hy wil dit sommer vir homself ontwikkel. En toe gaan ons terug basis toe gaan doen ons die roll over die basis met die lugfoto's. En eventually hierna 'n uur en 'n half, ek het so 'n halfuur lank het hy my gelaat vlieg. Daar by die general flying area, bietjie loops gemaak en bietjie rondgery. En so uur en 'n half later hier gaan land ons. So dit was nou regtig een van die lekkerste dae van my lewe gewees in die weermag gewees op daai dag daar Pietersburg. My hele trip op Pietersburg was lekker. Ek het regtig enjoy en einde van die jaar by Pietersburg het ek gaan offisierskursus doen. My laaste 3 maande mis ek offisierskursus, toe word ek 'n offisier en toe is ek terug in Januarie 92 terug Lugmag Gimnasium toe om bevelvoerder van een van die basiese opleidingskaders te wees. Ek was daar bevelvoerder van 3 skader gewees. Maar dis die storie, later sal ek maar vertel van ander lekker dae in die weermag. Baie dankie.